Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om in die huis van die Here te kan wees. Weet jy, ons vat dit vanselfsprekend. Kan maar by enige mens gaan verbygaan en as hy in die kerk groot geword en as dit vir hom 'n normale tyd om Sondag kerk toe te gaan. Ja, in sy tyd en sy lewe sal hy seker wegdraai en die wêreld gaan geniet, maar op 'n stadium gaan hy weer terugkom. En dit gaan nie oor of ek in die kerk is nie. Het gaan nie oor of ek in die huis van die Here groot geword het. Het gaan nie of ek in 'n Christelike huis groot geword het. Het gaan oor my persoonlike verhouding met die Here. Waar staan ek vanoggend? Is elkeen sy eie keuse om te besluit dit wat hy doen, dit wat hy gesê het hy gaan doen, of hy dit regtig doen. Het is maklik om te sê ek dien die Here. Het is maklik om voor te gee ek dien die Here. Die laaste tyd is ek baie katvoet om sommer maar net enige iemand wat kerk toe gaan aan te spreek en sê dis 'n kind van die Here. Want nie iemand weet nie, die woord van die Here sê, ons mag nie oordeel nie, want met die oordeel wat ons oordeel, gaan ons geoordeel word. Ons is so geneig om te sê, daai is 'n goeie mens. Terwyl Jesus gesê het, hoekom noem julle my goed? Niemand is goed nie, behalwe God die Vader. En as ek kyk in die woord van die Here en ek kyk na die ou godsmanne, ek hou van Dawid, hy was 'n jong seun toe God hom aangestel het as koning, gesalf het as koning, En hy het baie teekanting in sy lewe gehad en hy het ook baie foute in sy lewe gehad. Maar die skrif leer my, hy was 'n man naby aan God se hart. Want hy het erken wie hy was. En hy het nie voorgehou nie, wanneer die God het hom gestraf het hy sy straf gevat soos 'n man. In die week luister ek en hulle praat van toe Dawid die mense laat tel het in Israel. En na dit het hy berou gekry. En God stuur die profeet na hom toe en hy sê vir hom, kies jy of 3 maande hongersnood, of jy sal vir 3 maande omkom in die oorlog. En daar was nog iets, ek nou nie heeltemal seker wat dit was nie, maar koning Dawid se woorde was, laat ek eerder val in die hande van God, want by God is genadig. Hy het geweet, wat ook al God sy pad langs bring, kan hy oorkom. Kan hy deurgaan. Weet jy maar die verskil tussen koning Dawid en ons van vandag? Dis 'n hemelbreedte verskil. Ons doen die sondige lewe. Ons lewe volgens die opdragte wat God vir ons gesê het, julle mag dit nie doen nie. Maar wanneer ons getuigtig word, dan wil ons die duiwel bestraf. Wanneer ons teekanting kry, dan is dit die duiwel. Jy weet, God is alomteenwoordig. Né? Dis wat die skrif sê. Hy kan alles sien. Hy kan alles hoor. Daar's niks op hierdie aarde wat ons vir God kan wegsteek nie. Nou die duiwel wat ons so baie keer die skuld gee, is nie alomteenwoordig nie. Hy kan net op een plek op 'n slag wees. Nou wonder ek of ek so spesiaal is dat hy permanent by my boer, dat ek hom heeltyd die skuld kan gee. Dis nou maar net my redenasie. Jy weet, terwyl ons in die huis groot geword het as jong kinders, het my maale hierdie mannakaartjies gehad in die huis. Koringkorrels. Ander sê mannakaartjies, ander sê koringkorrels. En in die oggend loop jy uit, jy is te lui om die Bybel te vat en te lees. Voor jy uitgaan skool toe, gryp jy gou 'n mannakaartjie. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus my krag gee. Ek sit hom uit en ek hardloop, ek so pad skool toe. En ek dink hier by myself, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ag, wat 'n wonderlike woord is dit nie vir die kinders van die Here nie. Nou Filippense 4 vers 13 sê daai einste woorde.
Sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Wil net dit lees. Maar hy sê niks verder. Of ek lees nie verder nie. Ons doen dit mos baie. Van die Bybel, ag Here, praat gou met my asseblief, en ek is so haastig, en ek vinger op een versie, om te luister na die woord van my knegt, die profete wat ek julle gestuur het, vroeg en laat, sonder dat julle geluister het. En nou, dis 'n pak slaapwoord. Môre vat ek weer die Bybel en ek kry weer 'n blessing. Dan dink ek is alright. Maar wanneer kom ons plek waar die skrif my hartstafels uitgeskryf word? Wanneer kom ek op die plek wat God se opdragte en sy gebooie op my hartstafels uitgeskryf word? Ek doen dit nie uit dwang uit nie, ek doen dit omdat ek God lief het, want so lief het God my gehad, dat hy my 'n kans gegee dat ek myself voor God kan bekeer. Om die woord, die skrifgie van Filippense 4 vers 13 myne te kan maak, luister mooi, is daar 'n voorwaarde aan verbonde. Ek het die laas Sondag of die vorige Sondag gesê, die begeerte van my hart is om almal in die hemel te kry. Dis my hartsbegeerte. Maar ons kan nie hemel maak as ek net die skrif lees en ek haal net die goeie daarvan uit en ek gaan aan met my lewe nie. Luister, dit is wat ons mens doen. Ek het laas Sondag of die vorige Sondag gesê van die seëninge van die Here. Ons hou daarvan om te sê, Here, maar die seëninge van die Here. My pa se woorde, maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Dis wat die skrif sê. Ons hou van dit. Ons hou daarvan om te sê, dis u wil dat dit met my goed moet gaan. Dis menslik. Enige mens soek die goeie in die lewe. Nie een van ons soek opdraandes en teekanting en pak sla nie. Ek dink toe ek 'n jong seun was, my pa gesê het, gaan kamer toe, dan sit jy klaar en dan wonder jy, wat gaan nou gebeur? Jy's benoud, jy's op jou senuwees. Nou, soms het my pa daar aangekom en vat hy 'n lapbelt. Of hy sê, gaan kies die belt, of vat ons die lapbelt, want hy kan nie so hard slaan nie. Ander dae het hy aangekom met die belt in sy hand, dan het jy geweet, die poppe gaan dans. Maar ek wil vanoggend vir u sê, God is God. Hy's niks soos my aardse Vader nie. In die eerste plek is God heilig. In die tweede plek is daar geen onreinheid by God nie. In die derde plek is God liefde. In die vierde plek kan ons sê, God is 'n verterende vuur vir die wat teen sy wil gaan. Maar ons as kinders van die Here soek Filippense 4 vers 4, ek is tot alles in staat. Nou die dag praat ek met 'n man en hy sê vir my, dis moeilik om regtig die Here te dien. Maar die skrif sê dan, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. So dit kan nie vir my moeilik wees nie. Wat is moeilik? Dit is moeilik om myself te verloon. En as ek myself nie verloon nie, kan ek nie die skrif quoteer wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee nie, want ek lewe in my eie krag. Maar die oomblik wat ek myself verloon, kom Christus. Nie ek of u of enigiemand op hierdie aarde is sterk genoeg om met homself, deur homself hemel te kan maak nie. Ons gaan probeer, my pa sê ons kan probeer al die wette onderhou. Ons kan probeer die skrif op my hartstafel skryf, luister wat ek sê, probeer. Dis net Christus deur die Heilige Gees wat dit vir my kan indring. Hy sê in Johannes 15, sê ek, vanaf vers 1, is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie,
neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. As ek in opregtheid na Christus toe kom, en in benoudheid roep ek uit, en ek sê, Here, ek het U nodig. Ek weet nie meer waar om verder te gaan nie. Dan is ek in die begin van Christendom. En as ek bly by Here, ek het U nodig, dan begin hy my te leer. Dan begin hy my te lei. Dan begin hy my skoon te maak. Vandag daar sit ons in die kerk, sommige is 25 jaar, 30 jaar, 40 jaar, en sit ons in die kerk, en niks verander by my nie. Ek is nie so wonderlik, luister mooi, dat God my aanvaar soos ek is nie. Hy begin my skoon maak, dat ek by sy legkaart kan inpas, as ek het so kan sê. Ek is nou 'n homemade panel beater, en dit is nou werk wat ek van hou. As 'n kar hier inkom, en hy lyk net nie reg nie. En hulle sê vir my, hierso is die toestemming, maak die ding reg. Weet jy hoe trots voel ek as hy hier uitry, en ek sien dis my hande werk. Dis netjies, dit lyk nie meer soos toe hy ingekom het nie. Maar ons verwag, dat Christus my aanvaar as 'n sondaar, wat hy my 'n kans gee om tot inkeer te kom. En ek dink ek gaan met die sondige lewe voor Christus bly wandel, en hy gaan my aanvaar. Werk nie so nie. As ek nie vrug dra nie, as ek nie begin skoon word nie, as daar nie 'n verandering kom nie, sit ek in die kerk, maar Christus het my afgekap. Luister wat sê hy. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie deur die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek moet my hele lewenswandel in Christus bly. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly, en ek in hom, dra veel vrug. Want sonder my, kan julle niks doen nie. Jesus Christus sê, sonder hom, kan ons niks doen nie. Kan ek nie die skrif quoteer wat sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee nie. Want as ek sonder Christus lewe, as ek 'n sondige lewe, wat God nie behaag nie, kan ek sê Christus is deel van my lewe? Kan ek sê Christus ondersteun my? Ek kan nie. Want die oomblik wat ek God en Jesus Christus wil skei, God se opdragte is die woord wat hy vir ons gegee het. Jesus Christus het vlees geword, hy sê net onder ons kom woon, hy sê want die woord het vlees geword en onder julle kom woon, en hy het opgevaar na God die Vader toe, en hy het vir ons die Heilige Gees gestuur, en die drie is een. Stem jy saam met my? Ons glo in 'n drie-enige God. En die drie werk saam. As ek God ongehoorsaam is, kan ek nie sê, ek word deur die Heilige Gees gelei nie. Want die oomblik wanneer ek een van die drie uitmekaar uit wil werk, ons 'n skrif in die Bybel wat sê, die drie funksioneer saam. Ek het nou nie spesifiek die skrif nie, maar ek weet, hy's dalk het hom gelees, in my woorde gekwoteer nou. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees werk saam, met die Heilige Gees getuig van Jesus Christus. Jesus Christus het vlees geword, uit God die Vader gekom en op aarde kom lewe, en Jesus Christus sê, ek doen niks, as ek dit nie van my Vader af kry nie. En as ek 'n sondige lewe lewe,
Maar ek quoteer die skrif, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Dan lieg ek mos. Want as ek sondige lewe, onttrek Christus hom van my. En hy staan een kant toe. Want ek wil my eie lewe lewe. Daarom sê die skrif, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Hy het nêrens gesê, bly soos jy is nie. Bly maar die sterk man wat jy is, en volg my. Oral waar hulle vir Jesus gevra, die ryk man, dink dis die skrif wat Paul gekwoteer het volgende, wat by Jesus gekom het en gesê, wat moet ek doen? Dis nie hy nie, ok, maar om die koninkryk van God te verander, Jesus Christus het gesê, kom net soos jy is nie. Hy het vir gesê, jy moet die gebooie onderhou. Ja, maar ek doen dit vir my. Hy sê, gaan en verkoop alles. Ek gee dit aan die armes en volg my. En dit was vir hom te swaar, want ek het nog gelewe. Wat skryf ons dan nog? Kom ons dan. Toe, ek dink is Nicodemus, by Jesus kom en sê, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Wat sê Jesus vir hom? Jy moet wedergebore word. Daar's iets wat ek moet doen om myself te verloon. Toe Jesus by Saggeus kom en hy ontmoeting met Christus gehad het, sê die skrif, Saggeus het teruggegaan en almal wat hy ingedoen het, gaan vergoed. Want daar het 'n verandering in sy lewe gekom. En so kan ons in die hele Bybel deurgaan, waar Christus 'n omwerking in iemand se lewe gekom het, was daar 'n verandering gewees. Hy het nie dieselfde gebly nie. Nou vra ek myself die vraag of ons sit vir jare in die kerk. Niks verander in my nie. Het ek werklik by Christus uitgekom? Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, kap ek af. Vers 5 sê, ek is die wynstok en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my bly, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos 'n loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, luister mooi, en my woord in julle, sal julle vra, luister mooi, net wat julle wil, en julle sal dit kry. Here, ek bid al vir jare, en niks verander nie. Luister God ooit nog na my gebed? Dit help nie ons bid nie, want die Here luister nie. Weet jy wat die mense, natuur, is twee kante toe. Of ek blameer Lucifer vir al my teekantings, of ek blameer God, hy luister nie as ek praat nie. Dit is die natuur van die begin van die tyd af toe God by Eva kom, by Adam kom. Hoekom het jy gesondig? Ja, maar die vrou wat jy my gegee het vir my van die vrug gegee, hy kom by Eva, ja, maar die slang. Nie een van hulle kon herken en sê, Here, ek het teen U gesondig, ek was ongehoorsaam, ek het nie gedoen nie. En vandag leef daai selfe natuur nog onder ons. Of ek blameer Lucifer vir al sy teekanting, die duiwel. Die duiwel is alweer listig vandag. Of ek blameer God. Dit help nie, ek gaan kerk toe nie, want dit verander niks in my lewe nie. My probleem het net meer geword. Ag, dit help nie, ek bid nie, want ek bid nou al vir soveel jaar en niks verander nie. Soms vat die Here jare om jou gebed te verantwoord. Want dis my tyd, is nie God se tyd nie. God se tyd is nie my tyd nie. Soms antwoord hy net so. Maar wat sê die skrif? Die skrif kan nie lieg nie. Hy sê, ek gaan weer vir die versie lees. As julle in my bly en my woord in julle,
sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. As julle my gebooie bewaar, ekskuus, ek het nou gespring. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. As ek sy gebooie bewaar. Nou wil ek vir die vrou, ons sit soveel jare in die kerk. Ek is een van die gelukkige mense, ek het groot geword in die kerk. Ek het gesien hoe God kan werk. Ek het onder die klank van die Heilige Gees gesit. Ek het gekoordans onder die klank van die Heilige Gees. Ons het gesien, God kan alles doen. Wat baat dit my, as ek nie in sy liefde bly? Die skrif leer my, dis nie hy wat begin nie, maar is hy wat volhard, tot aan die einde toe. Wat beteken volharding? Weet, as ek in my kar klim en ek ry van hier af, kom ons vat Kaap toe, en ek kom in die Kaap uit, en my kar sê klank, het hy volhard, hy het dit net gemaak. Maar as ek hierin klim, jy weet so'n ou dieselkar, ja, dieselkar as jy net wegtrek in die oggend, wil hy mos nie ry nie. Alles voel so of hy vast sit. Maar sodra hy warm word, en hy in die gang is, dan hou hy aan, en hy hou aan, en niks kan hom stop nie. Ja. As ek volhard tot aan die einde toe, dan is ek besig met elke lood wat in my nie vrug dra nie, nie hy nie. Elke lood wat in my vrug dra, die maak ek skoon. Gedurig is ek besig om skoon te word, om rein te word. Gedurig bly ek by die Here. Apostel Paulus sê, ek bekeer myself daagliks. Ek doen daagliks ondersoek. Here, wat is daar? Wat skeiding maak tussen my en U? En hy probeer alles in sy vermoë, dat daar niks in die pad kom. Ek wil vanoggend vir U sê, as God nie na my gebed luister, is nie God wat nie luister nie. Ander skrif sê, in my woorde kan ek al omdraai, sê julle sonde, te skeidsmuur, tussen my, nee, het my aangesig van julle verberg, ja. En julle ongeregtighede, te skeidsmuur tussen my en julle geword. Kom ons begin bietjie in vandag se dag. Ophou om blame shift, ek weet nou nie wat is die antwoord Afrikaans nie, blame shifting te doen. Iemand anders die skuld te gee, maar ons dra bietjie ons eie pak, en ons gaan bedoen bietjie hartsondersoek, en ek vra Here, waar het ek verkeerd gegaan? So tyd terug praat ek en my vrou, en ek het dit eendag genoem. Ons wil die Heilige Gees gebruik, om ander mense te leer en te lei. Dis nie waarvoor die Heilige Gees daar is nie. Daarvoor het die God profete wat dit kan deurgee. Hy sê, julle het die Heilige Gees. En het niemand nodig om julle te leer nie. Hoekom wil ek dit wat God vir my gee, deur sy Gees? Wat ek moet regskryf in my lewe, hoekom wil ek dit vir iemand anders gee? Weet jy hoekom werk die Here nie meer nie? Weet jy hoekom kan die Gees van die Here nie meer suiwer deurwerk soos hy graag wil nie? Want sou die Here deur profesie praat, en hy noem dalk nie 'n naam nie, dan uiter die mense, terwyl die profesie uitgaan, sal hulle in hulle gedagte staan en dink, o, dis broer Koos, en dit is suster Sannie sin.
aan die verkeerdes, of sê die skrif verdraaid aan die verdraaides. Pas op! Ek en u het nie 'n benul, verstaan my reg, wie God is nie. Ons dink God is liefde. Want ongelukkig toe ek so klein seentjie was in die sonnaarskool, het hulle vir my geleer, God het jou lief. Hy het jou so lief. Hy het sy enigstgebore seun vir jou gegee. Ek sê nie dis verkeerd nie, dit is wie God is. Maar ongelukkig van so klein af, word ons nie geleer dat God is 'n verterende vuur vir die man en vrou wat teen hom opstaan nie. Ons word van kleins af ingedoktrineer, God is liefde. En as dit dan nou is dat God liefde is, hoekom sal hierdie liefdevolle God my te nakom? God is onveranderlik. Veranderlik. En wat veroorsaak dat God sy sê oor my verander, is my leefstyl. In die Ou Testament het God baie, ek dink vir Dawid gesê, jou koningskap sal voortgaan deur jou kinders. En op 'n stadium sê God, ek dink dit was vir Saul. Saul was nog Dawid se seun. Weet jy, wie Salomo was mos die wyse man. God sê vir Salomo, hier kom hy in as 'n klein seentjie, gesalf oor koning, 'n jong kind wat nie weet hoe om die volk te regeer nie. En in die opregtheid van sy hart, vra hy nie, Here, gee my 'n lang lewe nie. Hy vra nie, Here, gee vir my rykdom en eer nie. Hy sê, gee vir my wysheid, dat ek weet hoe om die mense te lei wat u volk is. God sê vir Salomo, omdat jy nie rykdom en eer, gaan ek al hierdie goed vir jou gee. Maar as jy my gebooie bou, en in my wette wandel, gaan ek vir jou 'n lang lewe gee. Hy het vir 'n tyd lank baie goed aangegaan. Maar op sy laaste, wat sê die skrif? Hy het buitelandse vrouens lief gekry en vir hulle afgodsoffers laat altare bou, vir hulle afgodsoffers. En God skeer die koningskap van hom af. Hoekom sê die skrif, sê hy wat begin was, hy wat volhard tot 'n einde toe? Dis maklik om reg te begin. Dis maklik om aan die begin van jou lewe God te dien in gees en in waarheid. Maar na mate die tyd aanloop, sê die skrif, gaan die meeste se liefde verkoel. Hulle gaan liefhebbers van genot word, maar nie liefhebbers van God nie. Ons gaan aardse goed aanbid. Hoe staan ek nie vandag voor die Here? Kan ek die woorde uiter en sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee? Want ek lewe nie meer nie, maar Christus leef hier binne my. Ek wil afsluit met Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kan ek die woorde uiter, maar ek lewe nie die lewe wat God van my verwag nie. Ek wil vanoggend vir u sê, ek gee nie om hoeveel jare terug jy tot bekering gekom het nie. Ek gee nie om of jy in die kerk groot geword het nie.
gee my liewers iemand wat sê, ek bekeer myself daagliks voor die Here. 'n man en 'n vrou wat erken, Here, ek is 'n failure. Here, ek het alweer gefail. As iemand wat aangaan, asof hulle hoog en heilig is, en hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon. Want weet jy, koning Dawid het baie foute gehad. Hy het baie verkeerd gewandel, en God het hom gestraf, ja, hy het. Maar tog het God hom lief gehad, en hom die belofte gemaak, dat sy koningskap sal heers. En hoeveel keer het God nie teruggekom na koning Dawid se dood, en gesê, terwille van jou vader, sal ek dit nie heeltemal van jou afskeer. Terwille van een man, wat naby aan God gewandel het. Waar pas ek in die een vanoggend? Soek ek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid? Of soek ek eers my eie gewin? Skrif sê, en ek gaan nie meer afsluit, hy wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe verloor, terwille van my naam, sê hy verloor of verloon, sal dit wen. Koning Dawid het die woorde geskryf, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan wees? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. As ek daai woorde wil uiter, moet ek ten minste seker wees, ek bekeer myself daagliks voor God. Moet ek ten minste seker wees, ek lewe die lewe wat by Christendom pas. Ek dra die vrug van bekering. Ek dra vrug dat die wêreld daar buite kan sien, Christus lewe. Want hierdie selfe Bybel leer my, wederstrewigheid is die sonde van waarsêry. Ek hou van die Engelse uitlaat. Rebellion is the sin of witchcraft. Rebelleer ek teen die woord van die Here? Vra myself baie keer die vraag af. Hierdie week luister ek na iemand, spesifieke persoon wat Pinksterkoortjies speel en sing. Klink so lekker. Maar dan sien ek, is dit wat God van my verwag? Soek God nie 'n rein verhouding met hom nie. Soek hy nie dan dat ek sy opdragte moet gehoorsaam wees nie. Ek kan maar koortjies sing tot ek in my graf lê. As ek nie doen wat God van my verwag nie, baat dit my niks. Ek vra myself baie keer die vraag af. Toe ek 'n klein seentjie was, in die 80er jare, en ek gesien het hoe die Here gewerk het, en ek gehoor het hoe die Here gepraat het met die mense, en ek kyk 2026, 2025, 2024, hoe die mense optree en die sogenaamde profesies wat uitgaan. Het God dan verander? Terwyl die Bybel sê, God is gister, vandag tot in aller ewigheid dieselfde. Hy verander nie. Hy kan nou vir jou sê, Hiskia, kom die profeet in en hy sê vir hom, jy gaan sterf. En Hiskia draai sy aangesig na die Here toe en hy sê, Here, kyk na al die werk wat ek vir u gedoen het. En die profeet was nog nie by die deur uit nie, toe draai kom die Gees van die Here en hom sê, hy gaan terug. Hy sê vir ek voeg nog 15 jaar by sy lewe. God kan wel so sê. En wanneer jy jou bekeer, of wanneer jy teruggaan en smeek vir genade,
Ja, kom ons kyk na Jona, Nineve. Gaan sê vir Nineve, ek gaan vir hulle verwoes. Want hulle sonde is so groot. En Jona is so bang, hy wil nie gaan nie, hy gaan klim in die vis se maag. En toe die vis hom uitspuit, toe sê nee, ek beter maar gaan. En toe God nie doen nie, toe God nou die mense, wat hulle self voorootmoedig voor God, en hulle bekeer voor God, en God hulle genade gee. Ja, God kan. Toe sou Jona opgewip, dik mond. Want nou gaan hulle sê ek so valse profeet. Nee. God is God. Hy kan nou so sê en nou ons anders draai. Maar sy opdragte en sy wette bly dieselfde. Wie God is, sal nooit verander nie. Hy gaan nie vir 1980 so mense sê, dis verkeerd as julle sekere goed doen. En die mense wat in 2026 lewe kan dit maar doen en hulle gaan hemel toe nie, dan is God mos onregverdig. As in Noag se tyd God wees die sonde van die mense, hulle almal gestraf het met die dood. En net Noag uitgekies het en sy mense. Geen verskil nie. In vandag se tyd nie. As God vandag deur hierdie aarde gaan, kyk, kan ek en u sê, ek is vroom en opreg voor God. Soos met Job, soos met Abraham, soos met Noag, dat God uit al hierdie mense uitgekies het, vir Noag, jy gaan vir my die ark bou. Want jy alleen het guns in my oë gevind op hierdie aarde. Wat as God vandag besluit? Genoeg is genoeg. Lank genoeg het God genade gegee. Lank genoeg het God toegelaat dat ons lewe soos ons wil. Ons lewe so naby aan die eindtyd, is net nie waar nie. Wat as die bassein nou blaas? Kan ek daarop staat maak om te sê ek gaan hemel toe? Want ek kan nie waarborg as ek nie hemel toe gaan nie, dan gaan ek hel toe. Daar is 'n hel, en as ek net die skrif kan quoteer, hy sê daar gaan 'n geween en 'n geknars van tande wees. Benoudheid. Die ergste erg wat daar kan wees. Toe Daniel se vriende hier by die leeukuil was, nie by die leeukuil, nie by die vuuroond was, en hulle geweier het om te buig vir die beelde wat Nebukadneser gemaak het. Sê daai koning het so kwaad geword, hy het dat hulle die vuuroond 7 keer warmer maak. Nee? Sy skrif sê, so warm, dat toe die mense vir Daniel se vriende in die oond wil gooi, dat hulle doodbrand. Wat het Daniel en sy vriende, Daniel se vriende, beskerm? Hulle het geweier om te buig vir aardse beelde. En as God ons dan nie red nie, laat dit bekend wees, nogtans sal ons nie buig voor jou beelde nie, o koning. Kan ek sê, ek buig nie voor ander gode nie.
kan ek daarop staat maak dat die Here saam met my in die vuur gaan? Sê al gaan jy in die vuur, dit sal jou nie skroei nie. Gaan jy in die water, dit sal jou nie oorspoel nie. Kan ek daartoe staat maak? Ek sit hierdie week en ek dink, ek sê, Here, ons het hierdie wonders en tekens mee groot geword, wat God kan doen. Vandag sien ons dit nie meer nie. Hoekom nie? God het nooit verander nie. God kan dit nog steeds doen. Maar ek wil vir u sê, die tyd het naby gekom, dat God 'n man en 'n vrou soek, wat in die gaping staan, 'n man en 'n vrou soek, wat rein voor God beweeg. Hoekom het die Here jare terug gesê, my stem sal nog min raak onder julle? Hy gaan nog stil raak. Mense sal myle ver hoor, ry, om regtig die stem van die Here te hoor. Ek praat van toe ek so 'n klein seentjie was. Want God soek 'n man. Hy soek 'n vrou wat hulle knie in die voorbaal gebuig het nie. Hy soek 'n man en 'n vrou. En sy oë deurwandel hierdie aarde en hy soek. Waar is die man? Waar is die vrou wat my dien in gees en in waarheid? Waar is die man en die vrou wat sê ek gaan nie buig voor hierdie afgoderry nie, maar ek gaan die Here aanbid met alles wat ek het. Die woord van die Here sê aan sy vrug sal hy geken word. Hoe lyk my vrug? Sê elke loot wat in my nie vrug dra nie, kap hy af. Maar die een wat in my vrug dra, maak hy skoon sodat hy meer vrug kan dra. Tot sover in die woord van die Here. Ek wil vir u sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, as ek in sy weë wandel. Daar's 'n ander skrif wat ek baie keer gelees het en baie keer gekwoteer het. Maar die skrif sê, Jesus Christus sê, julle het die duiwel as vader, want die begeerlikhede van julle vader, die doen julle. Tot sover. Die keuse is in die hande. Ek gaan my eie pak slaag dra. U gaan alleen voor God staan. En is jy bereid om die loon te kry waarvoor jy gewerk het? Tot sover. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my ma vra vir ons dienste vandag. Here, ons wil vir dankie sê vir die voorreg dat ons u kon wees. Dankie, Here. Ons wil vir u dankie sê vir die voorreg om nog na u woord te kan luister. Here, ons En ek wil vra dat u saam met ons sal wees, dat u ons sal beskerm en bewaar en weer op die tyd by mekaar sal bring. Dit vra ek u naam simpel. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.